Baie welkom aan elkeen van julle wat ook vandag ingeskakel is na hierdie diens. En mag God werklik aan elkeen van julle wat luister 'n geopende geestelike oor en 'n ontvanklike hart gee om werklik net die waarheid van God se woord te hoor. Kom ons sluit net die oë. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor God ons Skepper. Hy is ons herder en ons is sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Amen. Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, hierdie woord van vandag is iets wat elkeen van ons veronderstel is om te hoor. En ek wil dit vanoggend begin met 'n vraag. En hierdie vraag is, het jy regtig nog 'n passie vir God? Daar is 2 woorde, en daardie 2 woorde is selfs as, en die ander is wat as. En ons is baie goed vertroud met hierdie 2 woorde, selfs as en wat as. Wat baie belangrik is binne die volgende konteks. Want as God nie vir jou dinge gaan verander waarvoor jy hom vertrou nie, as hy nie dadelik jou gebede gaan beantwoord nie, sal jy nog steeds met 'n opregte hart kan sê, God is goed? Ons sê so maklik, God is good all the time, and all the time God is good. Die vraag is, as dinge nie so vir jou uitwerk nie, sal jy nog steeds met 'n blydskap kan wandel elke dag? En sal jy nog steeds daardie vrede van God in jou hart kan hê, in jou lewe kan hê, daardie vrede dat wanneer jy selfs na 'n leë bankrekening sal kyk of 'n slegte doktersverslag onder oë sal hê, 'n siekte of enigiets wat buite jou beheer is, daar waar jy jouself op hierdie oomblik bevind, sal jy nog steeds kan sê, Lord, I believe you more than what I see. Want dit is hy, geliefdes, wat jou die moed gee om te staan, ten spyte van al die wat asse en al die selfs as. Besef jy vanoggend werklik dat God het jou reeds geposisioneer, die oomblik toe hy gesê het, jy sit al reeds in hemelse plekke, jy hoef nie te wag vir die hemelse plek nie, want jy is reeds geposisioneer deur God in 'n hemelse plek. Net soos Jonathan, Saul se seun, wat gesê het, wat as God ons die krag gee? En op daardie wat as het Jonathan beweeg. Kan jy vandag beweeg op 'n wat as, of 'n selfs as, terwyl jy niks weet nie? Terwyl jy niks kan sien nie? Want geliefdes, God se soewereiniteit beteken dat hy volkome in beheer is. Niks en niemand anders nie. Solank jy nie vergeet dat hy in beheer is van jou lewe nie, van hoe jy reageer, en selfs op 'n wat as of 'n selfs as. Hy bly in beheer. Want die probleem met vandag se generasie is, en dis so hartseer, die meeste mense het nie meer 'n passie nie. En sonder 'n passie is die vraag, waarmee is jy elke dag besig en waarheen is jy werklik op pad? As ons nou luister na hoe jong mense praat, die generasie van vandag, die jonges, as hulle nie hou van iets wat hulle sien of wat gebeur, dan al wat hulle sê is whatever. Whatever. En dan rol hulle oë vir jou as jy met hulle praat en jy sien duidelik, hulle neem niks aan nie in wat jy sê nie, en al wat hulle sê is whatever. En indien jy 'n ouer persoon is wat met hulle sou praat, dan sal hulle maklik reageer met,
whatever hierdie ou vrou of ou man ook al wil sê, ons stel nie belang nie. Maar hulle vergeet, dat daar 'n tyd was, wat daar dieselfde ouer persoon, wat nou met hulle praat, 'n werk gehad het, 'n passie in hulle lewe gehad het. En dit is hoekom, wanneer iets gebeur, die generasie van vandag, wat dit regtig sal oorleef, is nie diegene wat passie wys. Dis wat ek sien, dis wat God sê. Want die hartseer is dat baie van die jonger generasie, wat wel 'n werk het, doen dit slegs vir die paycheck aan die einde van die maand. Maar sonder enige passie. Hulle beweeg elke dag deur hulle lewe en deur hulle werk soos robotte. Daardie detail van, hulle sal graag wil weet hoe iets werk en hulle kan nie wag om te sien hoe dit werk nie, dit ontbreek, geliefdes, en dit is die probleem. Luister so 'n bietjie, wat het gemaak dat Moses aanhou beweeg het? Kom ons gaan 'n bietjie terug aan die woord. Want God se woord is die handleiding van die mens. Alles wat ek en jy wil weet, is daarin opgeteken. Wat het gemaak dat Moses aangehou beweeg het, selfs al het hy nie die beloofde land binne gegaan nie? Dit was die passie wat hy vir God gehad het. Want baie mense het vandag geen passie nie. Wat staan nog 'n passie vir God? Alwaarvoor baie mense wel vandag dalk 'n passie het, is vir kinderstories en vir hoeveel followers hulle dalk op sosiale media het. Wat nie 'n passie vir God nie. En daarom, geliefdes, wil ek 'n stelling maak. Dis hoekom hierdie generasie van vandag eintlik in 'n gemors is. En dit maak jou en my as kinders van God, wat met 'n passie vir God elke dag leef, dit maak ons verantwoordelikheid soveel groter. Jy kan nie net jou hande in die lug gooi en sê, wat hulle sê, whatever nie. Nee. Ons het 'n verantwoordelikheid. En ons is die Bybels wat deur baie van hierdie jonger generasie vandag gelees word. So nou my vraag verder, wat lees mense wanneer hulle jou sien, hoe jy praat, hoe jy optree? En dan sê ek, vra ek weer hierdie vraag, hoeveel mense het regtig vandag nog 'n passie vir dit wat God van jou verlang? Nie wat mense verlang nie, maar wat God van jou verlang. Hoe dink jy het Noag dit reg gekry om vir 3 dekades lank 'n ark te bou? Hy het dit gedoen op God se bevel, God se opdrag, en dit terwyl Noag nog nooit eers in sy lewe reën gesien het nie. En Noag het dit oorleef ten spyte van al die geskinder en die gespottery rondom hom. En glo my, as ons werklik gaan lees daar, kan ons nie indink hoe hy werklik gespot is nie. Hy het eintlik die grap van die jaar vir mense geword, as ons dit so kan stel. Hy het mekaar geskeer deur gespottery. Hoekom het hy dit reg gekry om te staan? Want hy het 'n passie vir God gehad. En dit, geliefdes, daardie passie vir God het hom staande en regop gehou. En Dawid, geliefdes, luister 'n bietjie hierna, vandat Dawid gesalf is, terwyl hy nog 'n skaapwagter seun was, is hy teruggestuur na sy salwing om verder te gaan skape oppas. Nie daar 'n koning geword nie. En toe hy uiteindelik koning word, toe moes hy vlug vir sy lewe, tussen sy vyande bly, en hy moes maak asof hy mal is. En hy moes gewag het, totdat hy sy koningskap kon opneem. Toe het hy sy kind verloor, en toe hy terugkom van die slagveld af, was hulle huise afgebrand, en hulle vrouens en kinders was in slawerny en gevangenskap geneem. En nog steeds, geliefdes, nog steeds ten spyte van hierdie dinge, het Dawid gedoen wat God hom beveel het om te doen. Dit, geliefdes, is passie. Passie het hom al hierdie dinge laat doen. Want, geliefdes, hoor my hart, sonder passie in hierdie lewe sal jy nooit jou doel vind nie.
En sonder 'n doel in hierdie lewe kan daar ook nooit 'n passie wees nie. En dit maak dit hierdie generasie in niks anders as 'n gemors is nie. Van die fout wat baie maak, hulle soek buite hulle self na iemand om hulle lief te hê, want hulle het nie passie nie. Die passie waarvoor God hulle geskape het hulle verloor. En hoor vanoggend geliefde, selfs God, die groot ek is, het 'n passie vir homself gehad. En dit is hoekom God met alle respek gesê, in 'n spieëlpan kyk en dan kan hy wegstap en hy weet wie was in daardie spieël. Iets wat baie van ons vandag nie kan doen nie, want die oomblik wanneer ons wel in 'n spieël kyk en wegstap, dan doen ons dit met judgmental spirit. Ek moet dit in my verander, ek moet dit in my verander, want ek hou nie waarvan ek eers sien nie. Maar God geliefdes kan in 'n spieël kyk, wegstap en hy kan onthou en hy kan weet wat teruggereflekteer het na hom toe. Net as gevolg van passie. Luister geliefdes, dit is God se passie wat ons as mense nie kan uitvee nie. Ons kan nie. Dit is God se passie wat vir jou en my nog steeds elke dag regop hou, as gevolg van sy genade en sy barmhartigheid. Besef jy dit? Besef jy dit werklik? Dit is God se passie dat sy liefde jou en my steeds omring elke oomblik. Moenie dieselfde fout maak as die wêreld, as jy whatever. Ek hoor wat jy sê, maar whatever nie. Mense rol partykeer hulle oë en dan sê hulle dit, wanneer hulle hoor van wonderwerke, wat nog steeds rondom jou en my in hierdie wêreld gebeur, in jou eie lewe. Elke dag is 'n wonderwerk. Elke môre wanneer jy wakker word, kan sê, dankie Here, ek lewe en ek haal asem. Ek kan nog vandag 'n verskil maak. Dis 'n wonderwerk. En dan pleit ek vanoggend by jou, asseblief, stop om saam met so baie mense vandag te sê dat dit wat jy in die woord lees, dis net 'n storie nie. Nee, dis nie 'n storie nie. Geliefdes, hoor my hart, dit is die passie van God wat deur die woord van God deurbreek. Die woord is verseker nie 'n storie nie. Dit is ook nie iets wat miljoene jare gelede gebeur het nie. Die kruis, geliefdes, is nie maar net 'n storie wat meer as 2000 jaar gelede gebeur het nie. En jy kan ook nie sê dat jy met jou lewe kan maak wat jy wil nie. Dis dwaasheid. Want die waarheid is, jy behoort nie aan jouself nie. Jy behoort aan God. God drie-enig, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Jesus wat met sy bloed aan 'n kruis vir jou betaal het. Jy behoort aan hom. Hy het jou gekoop met sy bloed, met 'n baie duur prys. Want die waarheid is, wat jy dalk nie besef nie, geliefdes, is die passie wat vir Jesus aan daardie kruis gehou het, was jy en ek. Toe Jesus uit Getsemane af kruis toe gestap het, was hy jy en ek in sy gedagtes. Besef jy dit? En die Heilige Gees sê duidelik vir my, mense moet stop met 'n whatever en begin om te beweeg op 'n wat as en selfs as moet ons begin beweeg. Want God sê vir jou dat ek en jy moet beweeg. En ons moet stop met al hier van, dis die realiteit. Baie mense vra vir my partykeer en dis wat my voel is, pastoor, watter wêreld leef jy? Ek leef in dieselfde wêreld as jy. Ja, dit is waar. Die son skyn na buite, die wind waai. Dis 'n reël wêreld waarin ek en jy ons bevind. Maar moet nooit vergeet dat God is die grootste realiteit nie. En God is en God bly steeds op die troon. En mense is so lief om so maklik te sê, God weet nie van alles waardeur ek gaan nie. Hy ken nie my situasie nie. Dis 'n gruwelike leuen. Dis 'n leuen uit die hel uit, geliefdes. God ken jou dwarsdeur. Hy weet van alles wat in jou lewe aangaan.
Die beter vraag op hierdie Sondag is miskien, waarom het jy jou passie verloor? En ek hoor weer eens baie duidelik hoe die Heilige Gees vir my sê, hierdie is eintlik 'n vraag wat voor die voete van so baie ouers gelê moet word. Ouers wat toelaat dat hulle kinders, wanneer hulle groter word, kan doen net wat hulle wil, net waarvan hulle hou. En dan te sê dat dis liefde. En dan verder te sê dat hulle hulle kinders sal ondersteun in dit wat hulle ook al besluit in hulle lewe, wat hulle wil wees, wie hulle wil wees en wat hulle wil doen. En dis die rede hoekom so baie vrouens in hierdie lewe vandag mans wil wees. En hoeveel mans, baie vrouens wil maklik liewer 'n vrou wil wees. Omdat hulle ouers hulle dalk nooit geleer het wat passie werklik beteken nie. Wat dit beteken om 'n passie vir God te hê nie. God wat jou skepper is, wat jou onderhouer is, wat jou voorsiener is, wat jou saligmaker is, wat jou redder is, jou verlosser. Liefde is daardie soort passie dat wanneer jy bid, daar as ware vuur uit die hemel uitkom. En jy weet dat God jou gebed beantwoord het. Jy weet dat jy dit weet. Daardie passie, geliefdes, dat wanneer jy praat, dan weet jy daar's 'n wonderwerk op pad. Jy weet dat daar deure is wat vir jou gaan oopgaan. Jy weet dat bankrekeninge opgevul gaan word. Hoekom? Nie alleen omdat jy God ken nie, maar omdat jy 'n passie vir God het, omdat jy die passie van God ken, die passie van Jesus, maar ook die passie van die Heilige Gees, wat gemaak het, dat Maria aan Jesus geboorte kon skenk. Daardie passie, geliefdes, wat, verskot het, wat oor die waters gesweef het, toe die aarde nog leeg was. Ek raak so opgewonde oor hierdie dinge, dit is so amazing. Toe die aarde nog leeg was, en God besig was om iets groots uit niks uit te skep nie. Eintlik weet ons as mense niks van daardie passie van God nie. En dit, geliefdes, is ook die passie wat vuur uit die hemel bring wanneer jy bid, en is 'n passie wat God sal laat stop met ander dinge en net sal doen wat jy hom vra. Daardie passie wat jy vir hom het. En dat besef daar's niks van dinge soos wat as of selfs as of miskien of as God dit wil doen nie, want God se woord staan vas. God se woord, geliefdes, staan vas en daaraan mag ek en jy nooit twyfel nie. Daar waar in Jeremia 29:11 vir elkeen van ons beloof het, ek weet watter gedagtes ek aan julle aangaande julle koester. Ek weet wat ek doen. Ek weet wat ek vir julle beplan. Ek wil hê dat julle voorspoedig sal wees en dat julle die lewe in oorvloed sal geniet, sê God. Dit, geliefdes, is passie. En Jesus en die Heilige Gees streef vandag, ook op hierdie Sondag, vir my en vir jou in by die Vader se troon. Dat ons as mense ons passie sal terugkry. Geliefdes, nie ons passie vir 'n werk nie, maar wel vir 'n werk in God. Dat jy so passie sal terugkry vir daardie stories in die woord, wat ons as mense glad nie kan beskryf of verduidelik of selfs verstaan nie. Weet verseker ook dat die Heilige Gees bid dat passie soos vuur uit die hemel sal kom op hierdie dag. En 'n plek binne in jou sal kom vind op hierdie Sondag. Sodat wanneer jy praat, wanneer niks rondom jou goed lyk nie, jou passie vir God steeds jou situasie sal verander. Jou passie vir God. Daardie gebed van Jesus waarin Getsemane gebid het. Vader, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Dit was daardie passie, geliefdes, van Jesus wat hom van sy knieë af weer op sy voete kon kry, sodat uit Getsemane kon uitgaan. Nie alleen die liefde nie, of ook nie omdat hy sy Vader verteenwoordig het nie, maar die passie wat hy vir sy Vader gehad het hom laat beweeg. Daardie passie wat vir jou en my moet laat beweeg van hierdie oomblik af. En ek sluit af
Die vraag is, wat het van daardie passie geword? Kom ons wees eerlik vir God vanoggend. Hoekom is dit nie meer binne in jou nie? Jy weet, anders moet jy gaan uitvind by God. En daarom kom God vanoggend, want hy kom sê vir elkeen van ons wat luister, kom uit Getsemane uit. Kry weer daardie passie wat Elia gehad het. Sodat ook jy, wanneer jy sal bid, daar vuur uit die hemel sal kom en net soos Elia, jy sal opkyk en 'n wolkie sal sien wanneer jy bid en God vertrou vir 'n deurbraak in jou lewe. Jy sal 'n wolkie sien so groot soos 'n man se hand. En jy sal weet dat dit vandag ook op jou land, op jou fisiese land, maar ook op jou geestelike land sal reën, omdat jou passie vir God dit vir jou sal doen. Geliefdes, God seën jou uit sy oorvloed uit. Amen.